nou begin ons om te kyk na 'n paar gunsteling tipe vrae wat gereeld voorkom. Party van hulle is bietjie moeiliker, veral van die einde, maar dis eintlik maar net 'n paar goedjies wat weird lyk, maar dis dieselfde tipe vrae wat oor en oor en oor voorkom. Alright, so weer eens hierdie is alles baie mooi in julle opsommingsveel uiteengesit. So die eerste enetjie is wanneer hulle vir my sê, bepaal die algemene oplossing van daai. Ons het dit klaar gedoen. Alright, so ons het hom gedoen in die opsommings het ek ook vir jou gesê, dit was type 3, so voorbeeld 1. So nou wat gebeur? Ons het nou my algemene oplossing gekry. Great, so julle kan net gaan kyk na die algemene oplossing by type 3, hoe ons daarin gedoen het. Nou wat dit vir my sê is, hulle sê bepaal die waarde van x indien x 'n element is tussen minus 180 en 360. Alright, so wat nou hier plaasvind, is nou moet jy die amptelike waardes vir x gaan gee. So dis nou waar hierdie gedeelte inkom van k is 'n element van my heelgetalle. Alright, al wat ek gaan doen julle, jy vat hierdie gedeelte van jou algemene oplossing, en ek het dit vir julle baie mooi in die opsommings gaan sit, julle kan dit net so in die notas gaan kyk, het gaan vir jou baie help om van die notas af te werk, om te gaan sê, so ons het gaan sê, jy chuck hierdie ding net so in jou calculator in. Ek hou daarvan om my k te begin by 'n minus 1, maal my 360, en dus jy dit in jou calculator inchuck. Wanneer jy dit so in jou calculator inchuck, en ek maak my k minus 1, dan kry ek minus 330. Nou gaan kyk ek gou, ok, ek kan sien minus 330 val nie binne daai interval nie. Daarom gaan ek nie eers na minus 2 en minus 3 aangaan nie. Dan wat ek gaan doen is ek gaan maak hom 'n 0. Ek gaan maak my k 'n 0. As ek dit in my calculator incheck, kry ek 'n 30 grade. As ek hom 1 maak, kry ek 390 grade, en dit val al klaar buite my interval, daarom gaan ek nie eers worry oor 2 en 3 nie. So in hierdie geval is daar net enetjie wat actually binne my interval lê, dis die 30 grade. So ek kan hom so lank gaan skryf, x is gelyk aan ek het my 30 grade, alright? Nou wat gebeur is, nou kyk ek na die tweede gedeelte, en die algemene oplossing was in 2 kwadrante. So nou doen ek presies dieselfde. Ek gaan skryf hierdie 150, jy chuck hierdie net so in jou calculator in, plus hakkie, soos ek sê, ek hou daarvan om by minus 1 te begin, minus 1 maal met 360, dan chuck jy daar in jou calculator in, dan kry ek minus 210. En dit is buite my interval van minus 180, so ek gaan nie eers minus 2 probeer nie. Dan gaan ek na 0 toe, so jy sê net back, en jy maak hom 'n 0, die stappe is in die opsommings, dan kry ek 150 grade, dit is actually in my interval. Dan maak ek hom 'n 1, dan kry ek 'n 510 grade. Dit is nie in my interval nie, daarom worry ek nie eers oor 2, 3 en 4 nie. Alright, so die wat actually dan nou saak maak, dis die 30 grade en die 150 grade, en dis hoe ons daai gedeelte doen. Alright, ons het mos in die vorige video gaan kyk na my algemene oplossing, spesifiek wanneer hulle 'n sin, sê net maar 'n sin en 'n kos by mekaar sit. In daai geval gaan deel ek met 'n kos en dan werk ek met 'n tan. So dis lekker. Ons het hom gedoen, dit was die tipe 4 gewees. Julle kan net daarna gaan kyk. Maar nou, wat gebeur as hulle 'n sin en 'n tan by mekaar sit? Alright? So ek het gedink ek wil maar net vir jou 'n voorbeeld gee van hoe 'n sin en 'n tan saam lyk, en dan die volgende enetjie gee ook vir my wanneer 'n kos en 'n tan saam is. Okay. So kom ons kyk gou die eerste een. Is dit 'n sin en 'n tan saam is? Eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan kyk of ek ietsie kan verander of 'n bietjie vereenvoudig. So ek hou daarvan is ek gaan skryf my tan aan die linkerkant, en dan skryf ek hom so lank as 'n sin x bo op 'n cos x. So julle sal sien, hier is eintlik nie so bad nie. Okay, dan wat ek gaan doen is, ek hou daarvan om dan te gaan faktoriseer. Ek gaan my sin x uithaal, wat oorbly is 'n 3 minus 2 en 1 op cos x. Of jy kan hom gaan skryf, natuurlik as 'n 2 op cos x. Dit maak nie regtig vir my saak wat se en jy gebruik nie. Alright. Nou wat ons gaan doen, nou sit ek met 2 gedeeltetjies presies waar ons nog die hele tyd gekom het. Ek sit hierso aan die een kant met 'n sin x is gelyk aan 0. En aan die ander kant sê ek 3 minus 2 op cos x is gelyk aan 0. Wat jy nou gaan doen is ek gaan vereenvoudig, hoe ek dit gaan doen is ek gaan maal regdeur met my KGV wat cos x is. So ek kry 3 cos x minus 2 is gelyk aan 0.
En dis iets wat ek mee kan gaan werk om te gaan vereenvoudig om te sê waar is cos x gelyk aan 'n 2/3. Alright, en van hier af is dit presies dieselfde met my algemene oplossing soos wat ons dit nog die heeltyd gedoen het. As julle daai video weer wil gaan kyk, ek het nou gaan vereenvoudig om te sê waar is sin x gelyk aan 0 en ek wil weet waar is cos x gelyk aan 2/3. So dis presies dieselfde as jou algemene oplossings wat ons al gedoen het. Hierdie was stap 1 om te vereenvoudig. Stap 2 is sê vir my gaan bepaal jou verwysingshoek. Julle weet nou om dit te doen, shift sin 0 en dan kry ek hom as 'n 0 grade. Stap 3 was om te sê kom ons gebruik my cast diagram en ek kan kyk waar is sin positief. Ek hou daarvan om nou as 'n positief te sien. Hy's by A en by S. En dan gaan skryf ek hom hierdie gedeeltetjie 2 keer neer, dis stap 4. So ons skryf my x 2 keer neer. Julle behoort dit nou al te kan doen. Om te gaan sê die eerste een is net my gewone verwysingshoek plus K 360 grade, die ander een in kwadrant S is 180 minus die verwysingshoek plus K 360 grade. En dan het ek my twee algemene oplossings gekry as K 360 en 180 plus K 360. Onthou, jy moet iewers feature K is 'n element van my heelgetalle. Okay. Die volgende ene, weer eens presies dieselfde met algemene oplossing. Stap 1, bepaal my verwysingshoek. Ek kry my verwysingshoek, shift cos 2/3, dit gee vir my 'n pragtige 48,19 grade. Dit was stap 2. Stap 3 sê vir my gebruik jou cast diagram. En ons kyk waar is die cos positief. Cos is positief by C en by A. Dan wat ek gaan doen, stap 4 is jy gaan skryf hierdie gedeeltetjie 2 keer neer. Die eerste kwadrant is maar net my gewone kwadrant, so dis maar net theta, dis net 48,19 plus K 360. En die onderste enetjie is 360 minus die 48. Plus K 360. Hierdie het ons daarom in meer detail gedoen met algemene oplossing en dan aansienlik rustiger gewerk. So ons gaan skryf hierdie enetjie as 311,81 plus K 360 en dan moet jy iewers skryf K is 'n element van my heelgetalle. So daar is die algemene oplossing. So in die pakkie het ek vir julle kan jy presies sien waar is die regmerkies, dis die algemene oplossing. Okay. Nou sê hulle vir my, bepaal die waarde van x indien x 'n element is tussen minus 360 en 270 grade. So dis nou die gedeelte waar jy die amptelike waarde van x moet gaan kry. So ons het nou net in die vorige voorbeeld daarom my algemene oplossings gaan bepaal. Ons het hom gekry as daai 2 vir die eerste gedeelte en daai 2. Okay, so ons het klaar die algemene oplossing gaan kry. So al wat jy nou gaan doen, en die stappe is vir julle gegee in die pakkie, al wat jy doen jy gaan sê, ek gaan check hierdie my calculator in, en dan maak ek hom 'n minus 1. As hy 'n minus 1 is, dan kry ek my waarde as minus 360, en hy is daarin binne ingesluit. So ek gaan so lank die waardes hier in die onderkant alles gaan neerskryf. X is minus 360. Dan wat jy gaan doen, is jy gaan maak hierdie enetjie 'n 0. As ek hom 'n 0 maak, so kom ons sê wanneer hy 'n 0 is, so jy sê 0 maal met 360, dan kry ek hom as 'n 0 grade. 0 is ook in daai interval. So ek gaan sit hom, ek weet hy gaan werk, ek sal hom nou 'n mooi volgorde skryf. Dan sit ek hom, maak ek hom 'n 1. 1 maal met 360 is 360. Dit is nie binne in die interval nie, daarom gaan hy nie werk nie. Alright, so op hierdie stadium het ek al my 0 grade. Ek gaan dit net so lank neerskryf daar. In die pakkie het ek dit baie mooi in volgorde vir julle gaan sit, laat julle net sien waar dit vandaan kom so lank. Okay, dan die volgende enetjie, gebruik ek nou die tweede gedeelte van die algemene oplossing. Nou gaan ek vir jou sê, right, dis net in 'n ander kwadrant. Ek gaan check hierdie ding net so in my calculator in, so jy gaan tik letterlik in 180 plus, ek hou daarvan om by minus 1 te begin. So ek sê minus 1 maal met 360, as jy dit in jou calculator incheck, kry ek minus 180, en dit is in my interval. Ons worry mos net tussen minus 360 en 270. So ja, dit val in my interval. Dan wat gebeur is ek maak hierdie ouetjie 'n 0. Jy sê net back en dan maak ek hom 'n 0. Kry ek hom 180 grade.
Yes, 180 is in my interval, daarom gaan ek hom insit. Dan gaan maak ek hom 'n 1, dan kry ek hom as 'n 540 en dit is nie in my interval nie. Daarom gaan ek nie eers worry oor 2 en 3 en verder nie. Okay. Dan, hierdie is sover my antwoord, maar ek is nog nie klaar nie. Ek het nog 'n gedeelte om te doen. Ek moet hierdie deel ook doen. Alright. So nou doen ons presies dieselfde. Jy chuck daai in jou calculator in, en dan gaan maak ek my k 'n -1. So wanneer k -1 is, dan kry ek my antwoord as 'n -311,81. Dit is in my interval. Dan gaan maak ek my k 'n 0. Wanneer hy 0 is, kry ek 'n -48,19. Dit val ook in my interval. Dan gaan maak ek hom 'n 1. Wanneer hy 1 is, kry ek 'n 408,19. Dis nie in my interval nie. So my waarde vir x het 2 waardes bygekry. So ek kan dit so lank gaan bysit. -311,81 en -48,19. Okay. Volgende enetjie, nou die laaste een, hier het ek net vir julle so lank gewys hoe jy hom gaan inchuck. Ons doen presies dieselfde. Jy gaan chuck daar in jou calculator en ek maak my k 'n -1 en dan kry ek iets, maar hy is klaar deel van my interval. En dan maak ek my k 'n 0 en dan kry ek hom as 'n 311 en dit is al klaar buite my interval. So ek gaan hom nie eers probeer om 'n 1 en 'n 2 en 'n 3 te maak nie. So ek het al my waardes klaar gekry. Wanneer jy hierdie gaan doen, asseblief gaan skryf dit net baie mooi in volgorde neer. Dit lyk net aansienlik nettieser as wat jou eksaminator nou moet gaan soek na al die waardes. So skryf dit mooi kronologies van klein na groot, dan weet jy jy's veilig. Alright, in die pakkies is dit darm so vir julle gedoen. Okay. Volgende enetjie, kyk wat gebeur nou. Nou gee ek vir jou 'n kos en 'n tand saam. Weereens, it's not that bad, julle. So wat ek gaan doen met hierdie, né? Hulle sê bepaal die algemene oplossing van hierdie hele lelike ding. Ag, dit lyk terrible. Daar's tande en kosse en niks wat ek regtig kan verander nie. So wat ek van hou om te doen is om in hierdie geval wil ek net eers ontslaa raak van my breek. Ek hou nie daarvan om met 'n breek te werk nie, so ek gaan maal regdeur met my KGV, okay? Ek sien wel een ding. Ek sien ek kan my tand gaan anders te skryf. Ek het my -2 cos x. My tand kan ek gaan skryf as 'n sin x boop 'n cos x plus 5 boop cos x. Okay. En ons sê dit is gelyk aan 0. Right. Nou gaan maal ek net regdeur met my KGV wat cos x is. So ek het 'n -2 cos kwadraat x minus 5 sin x, want onthou hy kanselleer mos nou uit, plus 5 is gelyk aan 0. En daar is ons weer terug by een van jou tipes vir jou algemene oplossing, waar jy hierdie cos kwadraat kan gaan verander. Ek gaan verander my cos kwadraat as 'n 1 minus sin kwadraat van x. Minus 5 sin x plus 5. Right, julle kan die video gaan kyk oor algemene oplossing, waar mense hierdie hakies gaan uitmaal om presies te sien hoe ons dit gaan doen. Maar wanneer ek my hakies gaan uitmaal en gaan vereenvoudig, gaan ek uitkom by 'n 2 sin kwadraat x minus 5 sin x plus 3 is gelyk aan 0. En dan van hier af, ons het al hierdie tipe algemene oplossing gedoen, so ek gaan hom vir nou net faktoriseer. In die pakkies is die stappe verder gevat, goed wat julle nou al daarom gesien het. Maar hoe jou hakies gaan lyk, is jy gaan hom gaan kry as 2 sin x minus 3 en 'n sin x minus 1. En dan is ons nou weer by stap 1 van al my algemene oplossings, is ons het gaan kry, wanneer jy vereenvoudig, om te sê sin x is gelyk aan 3/2, of sin x is gelyk aan 1. En van hier af is dit presies dieselfde as wat ons nog die hele tyd gedoen het, so julle kan in die pakkies gaan kyk, of dan net die video vir algemene oplossing. Alright, ek wil net gehad het julle moes hierdie eerste deel sien van wat gebeur as ek 'n tand en 'n kos, of ietsie weird soos dit bymekaar kry. Alright, so wanneer ons hier by voorbeeld 4 kom, hulle sê hier vir my, bewys die volgende identiteit. Ons het dit daarom klaar gedoen, julle kan maar net gaan kyk by die identiteite pakkie. Dis voorbeeld nommer 7, het ons hom klaar gedoen, hy is ook op die video vir identiteite.
Right, nou wat hulle vir my vra, en dit is die vraag wat gewoonlik op identiteite of vereenvoudiging volg. En dit is eintlik so eenvoudig. Wat lekker is hiervan, al kon jy nie jou identiteit bewys nie, kan jy nog steeds die punte kry, want ek ken my leerwerk. My leerwerk sê vir my, enigiets is ongedefinieerd met deling deur 0. Met ander woorde, wanneer dit wat aan die onderkant van my breek staan, gelyk is aan 0. So maklik soos dit. Ek hou daarvan as dit 'n eenvoudige ietsie is, so sê net maar cos theta. Hou ek nogal daarvan om te gaan kyk waar is cos theta gelyk aan 0. Ek hou daarvan om net my grafiek te gaan teken. So hier is my gewone cos theta grafiekie, net so, boem. En nou wat jy gaan doen is, nou moet jy gaan kyk waar is hy gelyk aan 0. Daar waar hy 0 is, dit is baie mooi vir julle aangedui met so mooi kruisie daar in die pakkie. Daar is hy 0, daar is hy 0, daar is hy 0 en daar is hy 0. So dan gaan skryf ek letterlik net daai waardes neer. So dit is minus 270, minus 90 grade, 90 grade en 270 grade. Voilà, en daar het ons dit. Okay. En dan altyd met 'n uitdrukking, as jy moet wys was iets ongedefinieerd en daar is 'n tan in die mix, dan moet jy altyd jou tan ook kyk, want onthou hy het asymptote. So ek ken my leerwerk, so as ek gaan kyk na my tan grafiek en waar is hy ongedefinieerd, met ander woorde waar bestaan hy nie, dan kan ek sien, dit is by 90 grade, 270, minus 90 en minus 270, en sien julle, dit is presies wat ons al klaar het. Boom. So daar is my antwoord. Okay, so daar's net 'n paar maniere om hom te redeneer. My go-to sal wees om te gaan kyk na daai enetjie en check maar net altyd vir tan dat ons nie 'n asymptoot mis nie. Okay. Right, nou volgende enetjie hier, vra hulle weer vir my, bewys die volgende identiteit. Ons het, soos ek gesê het, daarom nou al klaar die identiteit klaar gaan bewys, so julle kan maar net gaan kyk. Dit is voorbeeld nommer 3, kan julle gaan kyk hoe ons hierdie identiteit bewys. Okay, dit is in die pakkies. Dan wat ons gaan doen, is hulle sê vervolgens of andersins, bepaal nou die waarde van theta waarvoor hy gaan, hierdie uitdrukking gaan ongedefinieerd wees. Ons weet daarom nou ongedefinieerd is wanneer daar deling deur 0 is, en wanneer daar 'n tan in die mix is, moet jy gaan kyk na die asymptote. So kom ons kyk eers wanneer deling deur 0. Deling deur 0 sê dit eintlik vir my, ek wil weet waar is hierdie 2 sin kwadraat, waar is dit gelyk aan 0? So ek kan gaan deel met 'n 2, so ek wil weet waar is sin kwadraat gelyk aan 0, met ander woorde, ek wil eintlik net weet waar is sin x gelyk aan 0. Dis pretty much wat ek wil weet, en ek wil weet tussen minus 360 en 360. So, soos ek gesê het, met hierdie goed, hou ek daarvan om te kyk of kan ek nie net my grafiek teken nie, as dit 'n eenvoudige dingetjie is, dan verkies ek om my grafiek te teken. So, waar hy 0 is, minus 360, 180, 0, 180 en 360. En daar is my waardes dan vir x, waarvoor hy gaan ongedefinieerd wees, as ek gaan kyk waar is my sin x grafiek gelyk aan 0. So ek kan dit so lank gaan skryf om te sê x is minus 360, minus 180, 0, nou hier is alles grades, 180 en 360 grade. Okay, dan, oordat daar 'n tan in die mix was met my oorspronklike uitdrukking, moet ek na my asymptote ook gaan kyk. So ek moet gaan kyk, waar is my asymptote van tan, waar gaan hy nie gedefinieerd wees nie. Dit is minus 270, minus 90, 90 en 270, dan moet jy hierdie nou ook gaan bysit. Nou ek het vir julle gesê, ek hou daarvan om dit maar net bietjie netjies mooi kronologies te sit. So my finale antwoord sal wees minus 360, jy moet jy 270, want dit kom van die tan. Minus 180, minus 90 is weer van die tan. Dan het ek 'n 0, 'n 90 van die tan, 180, 270 van die tan en 'n 360. So dis al die waardes waarvoor daai uitdrukking ongedefinieerd gaan wees. En dis waar ons aan daai kom. Okay. Right, nou begin ons met die lekker gedeeltes. Ek love it as hulle hierdie vra. Hier is gewoonlik 'n vraag, dis gewoonlik 'n 5-punt vraag en dis gewoonlik die deel wat julle net skiep. Maar dis eintlik so eenvoudig. Jy moet net hou by die stappe en dis hoekom ek hierdie vir julle wys, dat julle gemaklik raak met dit, want dit is verskriklik lekker. Okay. Bietjie algebra saam met die trig. Ons gaan amper niks trig doen nie, eers aan die einde. Okay, eers sê hulle vir my, indien
P gelyk is aan tan A plus sin A en Q is tan A minus sin A. Bewys dat PQ gelyk is aan tan kwadraat A maal met sin kwadraat A. Okay. So, my beginpunt hier sal wees om, kom ons gaan skryf net eers my hakkies, want hulle sê vir my, ek moet basies vir PQ gaan bereken. So kom ons gaan bereken vir PQ. Ons weet mos P het hulle vir my gesê is 'n tan A plus sin A, en Q het hulle vir my gesê is 'n tan A minus sin A. Moenie hierdie overthink in die hele, dis net 'n bietjie hakies uitmaak, it's not that bad. Dan gaan maal ek uit, tan maal met tan gee vir my 'n tan kwadraat A, tan maal met minus sin is 'n minus sin tan en 'n plus sin tan, die toekies gaan mekaar uitkanselleer, en dan kry ek 'n minus sin kwadraat A. Okay, is nie goed wat maal nie, dis nou al klaar, my antwoord moet goed maal, hierdie, nee, dit maal nie. So, ek is ten minste al 'n stappie nader. Right. Nou wat jy gaan doen, onthou ek het vir julle gesê met identiteite ook. Hierdie is pretty much 'n weird identiteit. Jy hou by my stappe. Jy vereenvoudig, dis hakkies uitmaak. Dis wat ek nou net gedoen het. Boom. Stap 2 is kyk of jy iets kan verander. Ek sien ek kan my sin kwadraat verander en jy kan jou tan kwadraat verander. So jy kan pick and choose wat jy wil verander. Ek gaan my tan kwadraat verander. Jy kan enigiets gaan verander, ons kom by dieselfde antwoord uit. So ek gaan my tan kwadraat verander en ek gaan skryf hom as 'n sin kwadraat bo op 'n kos kwadraat. Jy weet net jy moet verander want dis wat my stappe sê. So ons overthink dit nie. So ek het iets gaan verander en nou moet ek van voor af weer vereenvoudig. So ek gaan maal hom en julle weet vereenvoudig beteken jy gaan sit hulle asseblief op dieselfde noemer. Ek het my kos kwadraat. Right. So my sin kwadraat moes met niks gemaal het nie. My sin kwadraat moes nou wel met 'n kos goed kwadraat gemaal het. So ek het sin kwadraat A maal met 'n kos kwadraat A. Okay. So ek het gaan vereenvoudig. Nou kyk ek, kan ek verder vereenvoudig? Daar's nie appels en pere wat ek by mekaar kan tel nie. Nee. Ek mag nog nie gaan uitkanselleer nie. En ek mag nie sê daai 2 minus nie, asseblief nie. Okay. Wat jy nou kan gaan doen, jy gaan na stap 3 van identiteite, is jy gaan kyk of kan ek faktoriseer. Ek kan faktoriseer. Ek het 'n pragtige sin kwadraat A wat ek kan uithaal. Wat oorbly is 'n 1 minus kos kwadraat. Okay, so ons vorder is daarom nou iets anders bo op 'n kos kwadraat van A. Right, so ek het gaan verander. Nou begin ek weer van voor af. Kyk of kan ek vereenvoudig of verander of faktoriseer. Hierso sien ek kan ek ietsie vereenvoudig. Die sin kwadraat op kos kwadraat gee vir my die tan kwadraat. En dan verander ek die 1 minus kos kwadraat is 'n sin kwadraat. En dit is waar ek moes uitkom. Tan kwadraat maal sin kwadraat, voilà. En ek het net my stappe by my stappe gehou. Ek het gaan vereenvoudig, verander, gefaktoriseer, ja, doen net weer verder vereenvoudig en that's it. Right, dis hoe ons omdoen. Ek love it as hulle dit vra. Die volgende enetjie is amper dieselfde. Hy's eintlik nog 'n bietjie makliker, die een hierna raak bietjie interessanter. So hierdie een is nog so bietjie vervelig. So wat hulle hier vir my sê, hulle sê x is 4 sin A en y is 4 cos A en bereken die waarde van x kwadraat plus y kwadraat. Dis so eenvoudig julle, jy moet net eintlik jou hakkies onthou. Dit is waar baie mense fout gaan. As hulle sê vir my x is 4 sin A en dan gaan sê hulle, okay, so x kwadraat is 4 sin kwadraat van A. Dis nie wat daar staan nie julle. Jy mag nie dit doen nie. Jy moet die hele ding asseblief gaan kwadreer. En dan kry ek 'n pragtige 16 sin kwadraat A. So maak seker julle maak nie daai fout nie. En dan dieselfde aan die regterkant. Ons weet y is 4 cos A. So wanneer jy hom kwadreer, moet jy die hele ding gaan kwadreer. So y kwadraat gee vir my is 16 cos kwadraat van A. Okay. En al wat hulle nou vir my sê is bereken asseblief vir x kwadraat plus y kwadraat. So dit gee vir my 16 sin kwadraat A plus 16 cos kwadraat van A. Okay. So wat jy nou hier kan gaan doen, jy is welkom om te gaan
verander. Why not? Jy kan my sin kwadraat gaan verander na 1 minus cos kwadraat. Ek gaan nie dit doen nie, maar jy is welkom, ons kom by dieselfde uit soos ek sê. Ek gaan sommer eerder faktoriseer, want ek sien my kwadrate, dadelik dink ek faktorisering. Ek haal my algemene faktor uit wat 'n 16 is, en wat oorbly is 'n sin kwadraat plus cos kwadraat. En ek weet, sin kwadraat plus cos kwadraat is 1, so my antwoord is 'n pragtige 16. Okay, sê nou maar jy was nie lus vir faktorisering nie, jy wou eers op my lysie gegaan het om te sê, jy gaan mos nou eers vereenvoudig, daar's niks om te vereenvoudig nie, dan kyk ek of kan ek dalk iets verander. Sê nou maar jy het gesê, weet jy, ek wil my sin kwadraat verander na 'n 1 min cos kwadraat. Why not? Kom by presies dieselfde uit. Om te gaan sê, right, ek het gaan verander, so nou moet ek eers weer gaan vereenvoudig. So ek moet eers weer my hakkies gaan inmaal. So ek kry 16 minus 16 cos kwadraat A, plus 16 cos kwadraat A, minus plus, my antwoord, weer eens 'n pragtige 16. Dit kom op dieselfde neer as jy jou cos kwadraat gaan verander het na 'n 1 min sin kwadraat. Okay, right. Volgende enetjie, nou is dit bietjie interessanter. Hierdie is 'n mooi vraagie. Right. Daar's 2 van hulle wat ek vir julle gegee het. So kyk na voorbeeld 8 en na voorbeeld 10. Daai tweeetjies is baie dieselfde. Dit gee vir jou 'n idee van hoe hulle dit kan vra. So kom ons kyk. Die eerste een, hulle gee vir my x op 1 op x is gelyk aan 2 cos A. So kom ons begin met dit. Moenie hierdie goed overthink nie. Julle gaan mooi sien, dis hoekom ek vir julle 2 voorbeelde gee. Hou net by die stappe, dan kan jy nie regtig verkeerd gaan nie. Maar dit is 'n bietjie 'n mooier vraagie hierdie. So ek kan gaan sien, hulle sê vir my x plus 1 op x is gelyk aan 2 cos A. Daar's hy. En aan die ander kant gee hulle vir my 'n 1 op x kwadraat plus x kwadraat is gelyk aan 1. En nou vra hulle vir my bepaal die waarde van hoekie A. Alright. En hulle sê A lê somewhere tussen 0 en 180 grade. Okay. Eerste ding wat jy doen, kyk wat hulle vir jou gee en kyk wat hulle vir my vra en soek die link tussen die twee. Hulle gee vir my 'n x en 'n 1 op x. En hierdie kant kry ek 'n 1 op x kwadraat en 'n x kwadraat. En hulle gee vir my antwoord vir dit is 1. So my beginpunt sal wees, kom ek kyk net eers of ek die link tussen die twee kan kry, laat ek ten minste met min of meer dieselfde iets werk. Okay, so my go-to, sien jy, hierdie kant het kwadrate, hierdie kant het nie 'n kwadraat nie. So wat ek gaan doen is, ek sal my linkerkant ook gaan kwadreer. Moet asseblief nie net vir my gaan sê kwadreer, 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 kwadreer nie. Dit is nie reg nie. Wat jy gaan doen is selfs as met graad 8 algebra, jy kwadreer die hele linkerkant en die hele regterkant. Jy doen dit want jy sien, hulle gee vir my nog iets met 'n kwadraat, so jy probeer net nog 'n kwadraat kry. Net wiskundig en algebraïs korrek. Ek glo julle weet daarom nou hoe jy moet hierdie hakkie 2 keer gaan neerskryf. Jy is welkom om hom op die shortcut te doen. Ek gaan nou sommer net gou die lang pad vat, sodat ek vir julle die verskil kan wys. Vir die wat nie die algebra kan onthou nie, is ek gaan sê, wel, x mal met x gee vir my 'n x kwadraat. Dan sê ek x mal met 1 op x. Kyk wat gebeur daar. X mal met 1 op x, onthou julle breek, maal ek bo met bo en onder met onder. So ek sê x mal met 1 is x, 1 mal met x is x, so my antwoord is net 'n 1. So ek sê plus 1, hierdie kant weer, plus 1, en 1 op x maal met 1 op x gee vir my 1 op x kwadraat. Okay, en ons weet, dit is mos nou, ons het gesê, is gelyk aan 4 cos kwadraat van A. Een oomblik A, dan sit x, dit is baie confusing. Okay, kyk gou wat ons nou kan doen. Ek het nou gaan vereenvoudig, ek kan verder vereenvoudig, want ek kan sien 1 plus 1 gee vir my 'n 2. So ek kan hierdie stukkie gaan skryf hom as 'n 2. Okay. Nou, kyk gou wat gee hulle hier vir my. Ek moet eventually by die A uitkom, maar ek het nou nog 'n klomp kwadrate en x'e en stuff. Dit maak dit glad nie sin nie. Hulle het gesê 1 op x kwadraat plus x kwadraat is gelyk aan 1. Right? So kom ons kyk. Sien julle, ek het 'n 1 op x kwadraat plus 'n x kwadraat.
Hulle het gesê, daai gee vir my 1. So hier staan eintlik, dis die 2, plus hierdie som, het hulle gesê is 'n 1. Dis wat die vraag vir my gegee het. Is gelyk aan 'n 4 cos kwadraat van A. Ok, dan is dit lekker maklik. Dan het ek 'n 3 is gelyk aan 4 cos kwadraat van A. En al wat ek gaan doen om my cos kwadraat alleen te kry, gaan deel ek met 'n 4. Daar is hy. En al wat ek gaan doen is ek gaan chuck hom in 'n wortel in. Right. So ons kry hom om te sê die cos van A is plus of minus wortel 3 op 4. As jy hom in jou calculator gaan inchuck het, sal jy gekry het wortel 3 bo op 'n 2. Dan sien jy net hierso is my 2 uit die wortel uit. Ok, so nou is dit al ten minste nader en hier moet nou al so 'n bietjie vir jou 'n klokkie in jou kop laat afgaan van 'n spesiale hoek. Alright. Nou wat jy gaan doen, presies dieselfde as wat ons nog die hele tyd gedoen het, is as jy nie jou, dis nou spesifiek as jy nie jou spesiale driehoeke ken nie, om te sê shift cos van wortel 3 op 2. Want hulle het vir my gesê sonder 'n calculator en daarom weet ek 10 teen 1 gaan ek dan kan 30, 45 of 60 gebruik. Maar kom ons kyk wat gebeur. As jy gaan sê shift cos wortel 3 op 2, ek kry my verwysingshoek dan, dis jou verwysingshoek, as 30 grade. En dan wat gebeur is, jy gebruik jou cost diagram, sien julle dus nog selfde as nou heeltyd dieselfde goed as met jou algemene oplossing. Hulle het wel vir my gesê, my A mag net tussen 0 en 180 grade lê. So ek weet dit ten minste. So ek weet, hy mag net lê in die kwadrant 1 of in kwadrant 2. So al wat ek nou gaan doen vir kwadrant 1, so kom ons noem hom kwadrant 1, kan ek gaan sê my waarde vir A is net 'n gewone 30 grade, en in kwadrant 2 kan ek gaan sê my waarde vir A is 180 minus my verwysingshoek, so my waarde vir A is dan 150 grade. En dis hoe ons daai netjie doen. Volgende, ek is mal daaroor as hulle hierdie vir julle vra. Ons het sulkes gedoen met die dubbelhoeke en saamgestelde hoeke ook, so julle kan maar net daarna gaan kyk. So, wat ons hier gaan doen, julle, ek love it as hulle dit vra, dit is so lekker, is, ons gaan kyk nou net, as hulle ietsie soos hierdie gee, is hulle om sommer spot, dit lyk baie weird, is, ons kan gaan sê sin 7x en 'n sin x en daar's 'n 4x, ek sien net 'n groot gemors. Dit is net soos 'n massively lelike groot gemors, daarom dink ek aan my groot gemors. Daarom dink ek aan my saamgestelde hoeke. Ek het ook vir julle gesê, in die pakkie, gaan kyk maar net, dit is voorbeeld 7 van jou dubbel en saamgestelde hoeke, is daar 'n soortgelyke enetjie. So, wat jy gaan doen, die idee agter dit is om te sê, kom ek kyk of ek by 7 kan uitkom, deur 2 getalletjies dan te plus, en of ek dan by 1 kan uitkom, deur daai selfde 2 getalle te gaan minus. Byvoorbeeld, ek sal nie by 7 kan uitkom, ek kan hom sê 6x plus 1x, ja sure, maar die probleem is, wanneer ek my sin x daar het, kan ek nie gaan sê 6x minus 1x is 1x nie. So dis hoekom ek nie met dit gaan werk nie. Maar, julle kyk gou, hulle het eintlik al klaar vir my 'n clue gegee. Hulle het gesê, 10 teen 1 wil jy 'n 4 gebruik. So kom ons kyk wat gebeur. Ek kan my 7x gaan anders skryf as 'n 3x plus 4x. Great. En ek kan die selfde 2 getalle gaan minus. 4x minus die 3x. En dit gee vir my 'n sin 1x. Great. So daar is ons by linkerkant. Daar is die bokant nou, daar het ons dit nou bietjie gaan anders skryf. My onderste gedeelte gaan ek nog net eers daar laat uitchill. Ek wil net eers kyk wat gebeur met my groot gemors aan die bokant. Aan die bokant, nou moet ek hierdie lelike groot gemors gaan uitskryf. So ons gaan skryf hom uit as 'n sin 4x cos 3x, hierdie stappe is daar mooi vir julle in julle pakkie, plus cos 4x sin 3x. Plus, en nou kom ons by daai gedeeltetjie, hierdie enetjie gee vir my 'n sin 4x cos 3x minus 'n cos 4x en 'n sin 3x. Julle kan maar net gaan kyk, dit is daarso. Nou, hierdie lelike ding, chill nou nog die heeltyd net uit, bo op 'n 2 cos 3x. Ok,
So ek het nou nog net gaan vereenvoudig en hakies uitmaal en nou gaan ek appels en pere bymekaar tel. Ek sien ek het 'n kos 4x sin 3x. Hierdie kant het ek 'n minus kos 4x sin 3x, so daai tweeetjies kanselleer pragtig uit. Al wat ek nou doen is ek het 'n sin 4x kos 3x aan die bokant plus 'n sin 4x kos 3x. Dit gee vir my 'n 2 sin 4x kos 3x. Bo op 'n 2 kos 3x. En ek het gaan vereenvoudig. Ek kan lekker uitkanselleer. Ek kan daai ook lekker uitkanselleer. En dan kry ek my antwoord as 'n pragtige sin 4x en dit is waar ons moes uitkom. Dis my regterkant. Right. Julle, dis nie so erg nie. Hierdie triegedeelte gaan regtig alles net oor jy moet weet waarvoor om te kyk. Dis hoekom ek vir julle hierdie voorbeelde gee. Hulle love it om vir julle so ietsie te vra. Moenie skrik nie, gaan breek hom net op, skryf hom net 'n bietjie anders. Okay. Die volgende vraag, ek sien hy's net afgesny op hierdie bladsy, maar hy is in die pakkie. Sê hulle vir my bepaal die algemene oplossing van x waarvoor die identiteit ongedefinieerd is. Okay. Ongedefinieerd, dadelik gaan daar klokkies in jou kop af wat vir my sê, wanneer dit aan die onderkant van my breek, met ander woorde, wanneer hierdie kos 3x gelyk is aan 0, dan is iets ongedefinieerd. Nou vat ons hom net presies soos wat ons hom nog die heeltyd gevat het met my algemene oplossing. Vir stap 1 gaan ek hom vereenvoudig, om te sê kos van 3x is gelyk aan 0 gedeel deur 2 is 'n 0. Asseblief moenie met die 3 ook gaan deel nie, want hierdie 3x gaan saam met my grade. Right, stap 2 was om te sê gaan bepaal my verwysingshoek. Ek sê shift kos 0 en ek kry 'n pragtige 90 grade. Stap 3 was om te sê kom ons gebruik my cast diagram en ons kyk waar is die kos positief. Onthou ek hou van 0 as 'n positief. Hy's positief by A en by C. En dan het ek vir julle gesê jy gaan skryf daai toetie 2 keer neer. So ons gaan sê die 3x is gelyk aan en die 3x is gelyk aan. So jy moet daai maag, daai ding in die middel, moet jy dan 2 keer gaan neerskryf. Right, en dan gaan bepaal ek maar net my algemene oplossing deur my cast-diagram te gebruik. So maklik soos dit. Die eerste enetjie gee vir my 'n 90 grade, dis net my verwysingshoek, plus k maal met 360 grade. Ek gaan deel regdeur met my 3, so ek kry dit as 'n 30 grade, plus k maal met 120 grade. Daar's die eerste deel. Die tweede een is in my C-kwadrant, sy naam is 360 minus die 90. Plus die k 360. So my 3x chill daar uit, ek kry hom as 'n 270 plus k 360 en dan gaan deel ek met my 3, dan kry ek hom x is gelyk aan 90 plus k maal met 120 grade. Onthou asseblief met algemene oplossing, jy moet vir my sê k is 'n element van my heelgetalle. Dit moet iewers feature. So hierdie is die algemene oplossing waarvoor daai uitdrukking wat hulle vir my gegee het, ongedefinieerd gaan wees. Daar's my antwoord. Okay, nou weer een van my favorites. Ek het vir julle gesê, dis dieselfde as voorbeeld 8, so julle kan maar net daarna gaan kyk. Right, hier gee hulle vir my weer x plus 1 op x is gelyk aan 'n 3 kos a. En dan sê hulle ook vir my aan hierdie kant, wel, hulle gee vir my 1 op x kwadraat plus x kwadraat is gelyk aan 'n 2. So selfde soos nou met voorbeeld 8, is ons gaan kyk net gou, okay, hierdie ouetjie het kwadrate, daai net nie, so my go-to is dadelik gaan kwadreer die hele linkerkant en die hele regterkant. Hierdie keer gaan ek hom nou die op die shortcut doen. Ons het nou al die hakies gaan uitmaal. Julle kan byvoorbeeld 8 gaan kyk, as jy dit op die langpad wil doen. As jy die hakies gaan uitmaal, kry ek x kwadraat plus 2 plus 1 op x kwadraat is gelyk aan 'n 9 kos kwadraat van a. Okay. Nou sê hulle vir my 1 op x kwadraat plus x kwadraat is gelyk aan 'n 2. So dadelik moet ek nou hier gaan sien. Sien julle? Hulle gee vir my 'n x kwadraat plus 1 op x kwadraat. Daai verteenwoordig 2. So ek het 2 plus 2 is gelyk aan 'n 9 kos kwadraat van a. 2 plus 2 weet ek is 4.
Dan gaan deel ek net met my 9, so om dit netjies te skryf, gaan ek maar net my koskwadraat aan die linkerkant sit, om te sê my koskwadraat is gelyk aan 4 op 9. Alright, nou moes ons byvoorbeeld 8, moes ons die waarde van A gaan kry het. Daarom het ek my kos alleen gekry, sodat ek my verwysingshoek kan gaan bereken, sodat ek actually vir A kan kry. Nou sê hulle vir my, nee wat, moenie worry nie, ons worry nie oor wat is die waarde vir A nie. Die vraag sê vir my, bepaal die waarde van kos 2A. Ok, so nou moet ek gaan kyk dit wat ek het, en dit wat hulle vir my vra, laat ek daai link kan kry tussen die twee. Ek weet, ek kan kos 2A bietjie anders skryf, want hulle soek die waarde vir kos 2A. As jy op jou formuleblad gaan kyk, is dit 'n 2 kos kwadraat A minus 1. Ok, dit is mos die waarde vir kos 2A, en dit is wat hulle gesoek het. So nou het ek 'n waarde vir kos kwadraat. Ek sit my 2, my waarde vir kos kwadraat is nou net 'n 4 op 9, minus 'n 1. En dan kry ek 'n pragtige minus 1 op 9, en daar is hy gedoen sonder 'n calculator. Right. Die volgende enetjie, hierdie voorbeeld 11, is definitief bietjie 'n moeiliker voorbeeld. Dit is eintlik nie so bad nie, dit is net moeilik om in te sien. Dis hoekom ek hom vir julle hier ingesit het, dat as julle so iets sien, dat julle nie skrik nie. So die eerste ding wat hulle vir my gee is, hulle sê kos 22,5 is gelyk aan A op C. So my go-to, dadelik as ek hierdie sien, dink ek aan my skets op my kartesiese vlak, want ek weet kos se lettertjies, weet ons mos is X bo op R. So daarom het ek my X bo op my R daar gaan sit. Ok, dan dink ek hou daarvan om maar net so lank my skets bietjie netjieser te maak, so dadelik dink ek, om my derde sy te kry met vriend Pythagoras, sal ek hom kan gaan skryf as 'n C kwadraat minus A kwadraat. Ok, nou kyk ek wat hulle verder vir my gee. Hulle sê vir my A kwadraat plus B kwadraat is gelyk aan C kwadraat. Hier moet ook nou al klokkies in jou kop afgaan, wat vir my sê, dit lyk soos Pythagoras. So, kyk gou wat wil hulle hê, moet jy hier kan sien julle. Sien julle, dat as ek sê A kwadraat plus, imagine ek sê hierdie sy se naam is B, en ek sê B kwadraat is gelyk aan C kwadraat. Dit is mos wat Pythagoras vir my sê. So hier is al 'n link wat ek kan maak om te sê, ek sien hierdie sy wat ek B noem, kan ek ook as 'n wortel C kwadraat minus A kwadraat noem. Dis presies dieselfde ding. Alright. Nou, die volgende ding wat my klokkies laat afgaan in my kop, is hierdie 22,5. Ek hou nie regtig daarvan nie, en oordat hulle juist sê ek moet 'n diagram gebruik en nie my calculator nie, dan dink ek dadelik, okay, 10 wil ek my spesiale driehoeke gebruik, soos my 30, 45 en 60. Okay, so dis so lank waarin my kop aangaan. So die eerste dingetjie wat ek so lank net vir myself gaan neerskryf, is om te sê, ek kan hierdie sy van B, kan ek so lank gaan noem, C kwadraat minus A kwadraat. Ek dink dit is die naam, ek sal hom dit kan noem, want dit maak tog sin. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat, en C kwadraat minus die A kwadraat gee mos vir my daai sy se naam. So, ek weet ek is reg. Okay. Nou wat ek verder doen is, ek hou daarvan om met my spesiale driehoeke te werk, want ek sien ek moet iewers by 'n getalletjie uitkom, en ek mag nie my calculator gebruik nie, so kom ek kyk of ek hom kan link met een van my spesiale hoeke. En dadelik sien ek, great, kyk gou wat gebeur, julle. Hy link met 'n 45 grade. So, as mens hierdie doen, om te gaan sê, stem julle saam, ek kan gaan sê, sin 2 mal met 22,5, dit gee wel vir my 45 grade. En ons weet mos volgens my dubbelhoek, dis dieselfde as 2 sin van my 22,5 mal met die kos van 22,5. Dis mos my dubbelhoek formule, om te sê sin 2a is 2 sin a kos a. So dit is definitief 'n bietjie moeiliker om hierdie vraagie in te sien, hoe ek geweet het wat om te doen, ek het net so lank gaan my sketsie voltooi, en toe gaan soek ek 'n link met my dubbelhoek, of met somehow met my spesiale hoeke, want ek weet ek moet by 'n getal uitkom, sonder 'n calculator. En van hier af is dit nou net vereenvoudiging. So ek kry aan die linkerkant sin van 45, dadelik weet ek gaan hom so lank in my calculator kan injak, which is very nice.
My 2 chill daar uit, sin van 22,5, nou kan ek actually my skets gebruik. Sin se lettertjies is y op r, né? So dit is my waarde vir y bo op my waarde vir r. Jy kan hom nou gaan skryf as die c² minus a², of jy kan hom gaan sit as 'n b. Ek gaan hom vir nou net eers as 'n c² in my worteltjie c² minus a² gaan sit, en ek sit dit bo op 'n c. Moet asseblief nie hierdie uit jou wortel gaan haal nie, jy mag dit nie doen nie. Maal met my kos is x op r. So dit is my a bo op my c. Ok, so nou het ek nou al 'n paar goed. Aan die linkerkant, wanneer jy hier in jou calculator gaan incheck, en ek gaan sê die sin van 45, dan kry ek 'n wortel 2 op 2. So dis ten minste al waar ek moet uitkom, wortel 2 op 2. Maar nou het ek 'n 2ab en 'n c² wat ek moet gebruik, somehow. My 2 kan daar uitjul. En nou, kyk gou hierso julle, sien julle daai wortel c² minus a²? Ons het gesê sy naam is eintlik b. Dis waar die b in die mix kan kom. So ek vervang hom met 'n b. En ons maal breek hom ons bo met bo en onder met onder. So hy maal met 'n a, en aan die onderkant maal ek c maal met c, gee vir my 'n c². En dis hoe ons daai gedoen het. Ok, so bietjie 'n moeiliker voorbeeld, dis bietjie mooier uiteengesit stap vir stap in die pakkie, maar dis min of meer waarna jy gaan kyk. Right, dan, wanneer hulle patrone en sigma en trig insit, dan kan jy maar weet, jy gaan 10-10 werk met kofunksies. Ag, dis so lekker as hulle hierdie vir ons vra. Right, al wat jy moet gaan doen. Eerste ding van sigma, onthou ons het ons stappe al vir sigma gedoen, stap 1 vir sigma, bepaal jou patroon. So, kyk gou wat sê hierdie dingetjie vir my. Dit sê vir my, bereken die som van, so ek weet ek gaan moet plus, van hierdie dingetjie wat daai kos² van waar A38 is, tot waar hy 52 is. So ek het vir julle geleer, stap 1, bepaal jou patroon. So hierso staan, my eerste termpie is kos² van 38, plus kos² van 39, plus kos² van 40, plus, en dan gaan hy so aan. En hulle sê vir my, ek moet gaan tot by 52. So hoe ek hierso sal doen, ek wil vir julle hierso gewys. My laaste term is kos² van 52, plus 'n kos² 51, ek werk hom gou bietjie agteruit, plus kos² van 50. Ok, nou wat jy gaan doen, dit sal my beginpunt wees. Jy moet nou hierdie goed sonder 'n calculator gaan uitwerk. Obviously kan ek dit in my calculator gaan uitwerk nie. Jou brein moet dadelik aan een spesifieke ding dink, wat vir my sê sin² plus kos² is gelyk aan 1. Ons love hierdie gedeelte. As ek goed kan plus en ek kan net 'n 1 plus, dis amazing. Okay? So die volgende ding wat ek gaan doen is ek gaan hierdie gedeeltetjie so bietjie verander. Ons gaan vat hom en aan die regterkant julle gaan ek hom gou anders skryf. Stem julle saam, sin² kan ek mos gaan skryf as die kos² en ons gebruik sy kofunksie 38, want onthou julle met vereenvoudiging het ek ook vir julle gesê, wanneer ek 'n sin en 'n kos het, saam gee hulle vir my 90 grade, dan weet ek dis dieselfde ding. Right, so ek kan hom skryf as die sin² van 38. Hierdie enetjie kan ek gaan skryf as die sin² van 39. Hierdie een kan ek gaan skryf as die sin² van 40. En so gaan hy aan. Ok, nou wat jy moet kan sien is, ons sê hierso, sien julle, ek het 'n kos² en 'n sin² 38. Daai twee, hulle plus by mekaar, het gee vir my 'n 1. En dan het ek 'n 39 en 'n 39 wat vir my 1 gee. En dan het ek 'n kos² 40 plus sin² 40 gee vir my 'n 1. So ek gaan eintlik net 'n klomp ene by mekaar plus. Okay. Maar hoeveel ene moet ek by mekaar nou gaan plus? Dit is nou waar die vraag inkom. So as jy al tot hier gekom het, onthou jy ook jou leerwerk van sigma is om te gaan sê hoeveel terme wil jy gaan bereken. Ons het daarom nie nou baie terme nie, so jy kan hulle gaan uitskryf en die hele dingetjie gaan uitbrei.
Ek gaan nie dit gaan doen nie, want imagine hulle het vir my gesê van 0 tot by 52. Jug. Dan het ek 'n terrible ding, want ek gaan nie al daai terme gaan neerskryf om dit te gaan uitwerk nie. So wat jy gaan doen, is ons gaan sê 52 minus 38 plus 1. Onthou julle, dis hoe mens bereken hoeveel terme daar in die reeks is jy gaan sê die boonste 1 minus die onderste 1 plus 1. Daai gee vir my 15 terme. So dit sê vir my, hier in hierdie hele ding is daar 15 terme. So jy gaan uitkanselleer en uitkanselleer, dan kry ek 1. Dan kanselleer ek uit, kanselleer uit, dan het ek 1. Sien julle, jy kanselleer elke keer 2 uit. Dan het ek nog 1. So ek het al 6 uitgekanselleer. En so gaan jy dit uitkanselleer 7 keer. Jy gaan hom 7 keer uitkanselleer en dan gaan jy nog stak wees met die enetjie in die middel. En die enetjie in die middel gaan die 45 wees. So jy kan hom net mooi gaan uitskryf as jy regtig wil, maar jy sal sien hy gaan in die middel gaan eindig. Dan kry ek my 45 en 1 plus 1 plus 1 plus 1 7 keer gee vir my 7 plus die koskwadraat van 45. Dan kry ek 7 koskwadraat van 45 gee vir my wortel 2 op 2 gekwadreer. Dit gee vir my 'n pragtige 7 plus 2 op 4. Jy check daai in jou calculator in en dan kry ek 'n 15 op 2. En dis hoe ons daai enetjie doen. Alright. As jy nie seker is hoeveel ene jy bymekaar moet gaan plus nie, ek sou letterlik net 15 streepies gaan trek om seker te maak as jy nie seker is nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En dan kan ek gaan doodtrek, so ek trek 3 sê nou maar dood daar, 3 dood daai kant, 2 daar, 2 daar, 1, 2, 1, 2, en dan die getalletjie wat oor is, dis die middel. So elke keer daai 1 plus daai 1 gee mos vir my 1. So ek het 'n 1, 'n 2, 'n 3, 'n 4, 'n 5, 'n 6 en 'n 7. So jy het 7 gaan plus. So ek het gaan sê 7 plus wat ook al hierdie dude in die middel is. En om die middelste een te kry, kan jy regtig net gaan sê 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. So dit is as jy hom stap vir stap vinnig wil doen. As jy nie seker is nie, jy's bang jy maak 'n fout. Kos van 45 is 'n pragtige wortel 2 op 2 en jy moet hom ons nou gaan kwadreer. So ek sê 7 plus 2 op 4, check daai in jou calculator in en dan kry ek 'n beautiful 15 op 2. Okay.